Hoofnuus vanaand, 4 voormalige Eskom bestuurshoofde kry borgtog van R50.000 elk weens 'n lokomotief tender. Altesaam 81 aasvoëls word suksesvol in die natuur vrygelaat na 'n massa vergiftigingsvoorval. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. 4 voormalige uitvoerende bestuurders by Transnet wat van korrupsie in verband met 'n lokomotieftransaksie van R93 miljoen beskuldig word, het in die Palm Ridge Landdroshof in Ekurhuleni verskyn. Die voormalige bestuurshoofde, Brian Molefe en Siyabonga Gama, het saam met Anosh Singh en Tamsanqa Jiyane in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof verskyn. Hulle is R50.000 borgtog elk toegestaan. Hulle word na bewering verbind met bedrog en korrupsiesake wat verband hou met onreëlmatige tenderooreenkomste vir die verkryging van nuwe lokomotiewe. Die beskuldigdes het hulself vanoggend by 'n polisiestasie suid van Johannesburg oorgegee. Hulle staar nou ook nuwe aanklagte in die gesig wat verband hou met die verkryging van 95 lokomotiewe. In 2022 is hulle in hegtenis geneem op soortgelyke aanklagte wat verband gehou het met die verkryging van 1062 lokomotiewe. Die woordvoerder van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Henry Mamotame, sê die borgtogbedrag moes hoër gewees het weens die erns van die misdade wat gepleeg is. The accused, as you may have heard, they are facing 18 charges. That includes fraud, corruption, contravention of the Public Finance Management Act, and the contravention of the Companies Act. These charges relate to the acquisition of 3 contracts for locomotives in Transnet between the period of 2011 and 2014. Now, in this process, when Transnet took a decision to expand and modernize its services, there was a need for these contracts or tenders for bidders to be called and bid for these tenders. And processes, the state will prove in court that processes were flouted, hence the accused appeared in court today. The matter is now postponed to 6 October for final investigations to be concluded. Molefe was van 2011 tot 2015 Transnet se bestuurshoof en is deur Gama opgevolg wat in 2018 afgedank is. Molefe en Gama is tans beide LP's vir die MK-party en albei is in die Staatskapingskommissie van ondersoek genoem. Die ANC se nasionale werkgroep vergader vandag by Luthuli Huis om die jongste verwikkelinge rondom die regering van nasionale eenheid te bespreek. Dit volg nadat die DA verlede week uit die komende nasionale dialoog onttrek het oor die afdanking van die adjunkminister van Handel en Nywerheid, Andrew Whitfield. Die party het ook besluit om sy stemme vir sommige staatsdepartemente se begrotings te onttrek. Dit sluit die departemente van hoër onderwys en menslike nedersettings in. Die grondwet waghond Kassak se uitvoerende sekretaris Losse Naidu sê die besluit sal waarskynlik geen impak hê op of begrotings aanvaar sal word al dan nie. Die begroting sal van dese week deur onderskeidelik Dr. Nobuhle Nkabane en Thembi Simelane ter tafel gelê word. Ramaphosa het aan die DA gesê hy sal nie aan dreigemente en ultimatums toegee nie, veral nie oor die kabinet wat hy aangestel het nie. Die DA het hierna bekend gemaak dat hy aan die opkomende nasionale dialoog sal onttrek. What the DA is saying is that we're targeting specific ministries like higher education, like human settlements, simply because the ministers who are responsible for those budgets are compromised and won't know how to use that money effectively. In antwoord hierop, meen die ANC, hoewel sy caucus ook die reg voorbehou om nie die begrotings van DA-ministers te steun nie, hy nie die speletjie gaan speel nie. Kassak reken die onttrekking van die DA se steun is nie 'n onoorkombare probleem vir die ANC nie. The threats by the DA not to vote in favor of certain departmental votes
headed by ANC ministers that the DA believes should be removed from cabinet, is a petty act of defiance by the DA. The DA has already supported the fiscal framework, enabling the overall budget to be passed. Die DA het 6 ministers en 5 adjunkministers in die kabinet, waarvan Dr. Mimi Kondwe Nkabane se adjunk is. Die party eis ook die afdanking van die ANC adjunkminister van water en sanitasie, David Mahlobo, met wie Sello Setloholo van die DA saamwerk. Die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Antonio Guterres, het gewaarsku dat ontwikkelingsbefondsing tot stilstand gekom het. Guterres het 'n beroep gedoen vir die mobilisering van hulpbronne vir sleutelsektore by die 4de internasionale konferensie oor ontwikkelingsbefondsing in Spanje. Staatshoofde, finansministers, bestuurshoofde en leiers van internasionale instellings woon die konferensie by om ontwikkelingsbefondsing vir die volgende dekade te bespreek. 'n Beroep is gedoen vir solidariteit te midde van 'n stryd teen globale kwessies soos klimaatfinansiering, globale skuldhervorming en die mobilisering van openbare en private kapitaal om volgehoue ongelykhede te beveg. First, we must get resources flowing fast. Countries must lead by mobilizing domestic resources and investing in areas of greatest impact: schools, healthcare, social protection, decent work and renewable energy. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, verteenwoordig Suid-Afrika by die beraad. One of the most effective ways they can support this is by mitigating the risks that often deter private capital from entering emerging and developing markets. Through instruments such as credit guarantees, political risk insurance, and concessional finance, public institutions can improve the risk-return profile of projects and encourage private sector participation. Acting as an anchor investor in projects or funds helps significant confidence and reduce perceived risks. We have gathered because billions of people's and lives depend on the decisions we make these days, on whether we choose ambition over paralysis, solidarity over indifference, or courage over convenience. Die Verenigde Nasies lidlande wil die finansieringsgaping verklein wat die ontwikkelende Kom maar eers oor verdagtes wat dalk weer op parool moor en tientalle aasvoëls word suksesvol in die natuur hervestig. Bly ingeskakel vir nog nuus in Afrikaans. Die gemeenskapspolisieeringsforum in Gugulethu op die Kaapse vlakte sê hy is bekommer dat een van die persone wat deur die polisie gesoek word in verband met die naweek se massa-skietery onlangs uit aanhouding vrygelaat is. 7 mense is dood in die skietvoorval in die Kanana informele nedersetting. Daar word vermoed dat 'n afpersingsmafia daarbey betrokke is. Die massa-skietery was een van verskeie soortgelyke voorvalle in die afgelope week. Die 7 mans is in 'n kombuis doodgeskiet waar hulle gesit en gesels het. Hulle was tussen 26 en 30 jaar oud. Volgens die GPF was een van die persone wat gesoek word ook 'n verdagte in die moord van die gewese adjunkvoorsitter van die polisieeringsforum, Lulama Dinginto. Sy is in Desember 2023 in haar huis in Gugulethu doodgeskiet. One of the perpetrators that are sought now regarding the matter, you will find that they were involved in the killing of the late deputy chairperson of the CPF. So now, while we are frightened, we are also wondering how was he released, and and he's been released just a week before committing this kind of an act, and so obviously the community feels scared. Worried as well, and the frustration within the justice system. We have someone that just is trigger happy at any moment, is not scared to shoot people. So we are trying, and we were ensured of a more and high visibility and as well as tracing of the suspects in this matter. Provinsiale owerhede het die voortgesette geweld en misdaad op die Kaapse vlakte verdoem. Hulle sê hoewel daar hard gewerk word om beslag te lê op vuurwapens, beland te veel nog in die hande van misdadigers.
'n multisektorale teenafpersingberaad is onlangs gehou om die impak van afpersingbedrywighede op die provinsie se ekonomie en noodsaaklike dienste te bepaal. Stakeholders reaffirmed their commitment to a stronger collaborative approach, integrated law enforcement, community organizations and businesses to dismantle extortion networks. We are now in the process of establishing a multi-sectoral structure to focus specifically on extortion and the sharing of data. Unfortunately, the SAP still faces constraints when it comes to personnel and availability resources. Die polisie sê hulle glo dat die 2 mans moontlik met hulle ondersoek kan help. Hulle sê alle leidrade word opgevolg om 'n deurbraak in die saak te maak. Vanessa Puna, SAK nuus, Guguletu. Die toekoms van die Knysna munisipaliteit in die Wes-Kaap is steeds wankelrig. Die provinsiale minister van plaaslike regering, Anton Bredell, het aangedui dat hy dit oorweeg om 'n aanbeveling aan die provinsiale kabinet te maak dat die munisipale raad ontbind en die munisipaliteit onder administrasie geplaas word. Die nasionale minister van samewerkende regering en tradisionele sake, Willem Kosini Hlabisa, het 'n ministeriële oorsigbesoek aan die Tuinroete distrik gelei. Hy wou meer insig kry oor die uitdagings en suksesse van munisipaliteite in die streek. Hoewel verskeie munisipaliteite in die Tuinroete almal hulle onderskeie uitdagings het Knysna die afgelope paar jaar gebuk gegaan onder wanbestuur en gebrekkige dienslewering, veral met watertoevoer, sanitasie en vullisverwydering. Die provinsiale regering wil nou ingryp. So afhangend van hulle antwoord op my brief wat ek binne die volgende week sal ontvang, sal ons dan 'n gesprek hê met die nasionale regering, want ek gaan ook nie hierdie pad alleen stap nie. Ons het 'n nasionale vernoot nodig om ook ons hand te vat, want ons het kundigheid nodig om na die tafel te kom. Ek glo dat ons het die nodige begroting in die munisipaliteit om die water, die riolering probleme op te los en dan natuurlik hulle lagoon of estuary vlei land te beskerm. Ander kwessies soos gebrek aan befondsing vir projekte, poste wat nie gevul word nie en behuisingsagterstande is ook bespreek. Minister Hlabisa sê alle regeringssfere moet saamwerk om hierdie uitdagings op te los. In the municipality of Knysna, a key issue, one, animosity between the local municipality and the district. As COGTA, we are going to intervene because our role is to play a cooperative role in terms of making the 3 spheres of government able to function together. Die departement van samewerkende regering en tradisionele sake hersien tans die 1998 wetskrif oor plaaslike regering. Minister Hlabisa het aangedui dat vandag se sperdatum vir openbare kommentaar tot die einde van Julie uitgestel is. Tanya Krause, SAK nuus, George in die Wes-Kaap. Altesaam 81 aasvoëls is suksesvol in die natuur vrygelaat na 'n massa-vergiftigingsvoorval wat meer as 120 aasvoëls vroeg in Mei in die Kreurwiltuin geraak het. 84 aasvoëls is gered, maar 3 het tydens rehabilitasie gevrek. Na bewering het stroopers doelbewus 'n olifantkarkas met landbouchemikalieë vergiftig om aasvoëls te laat vrek. Die olifant is glo nie vir sy tande doodgemaak nie, maar vir sy vleis. Volgens die owerheid is die karkas daarna vergiftig om aasvoëls te teiken, omdat hulle teenwoordigheid dikwels 'n aanduiding van stroperyaktiwiteite is. Gevolglik word die aasvoëls se bewegings noukeurig gemonitor. We have some vultures that we've captured and we've placed tracking units on the vultures, and we then watch those vultures. What are they doing? Where are they going? And if we see any suspicious type of behavior or any behavior where we think, oh, there are a lot of vultures, then we go and investigate that. Die oorblywende 84 is na die Maholongolo Natuurlewe Rehabilitasiesentrum in Limpopo geneem. Most of them, when they are poisoned, they're pretty much paralyzed. Some of them loses their blink reflexes. They can't stand at all. They can barely lift their head. You have to put towels under their head to actually support their head up for good breathing and stuff like that. But yeah, they're very flat. Omgewingsbewustes doen nou 'n beroep op strenger maatreëls om toekomstige voorvalle te voorkom.
Kom ons kyk na die markaanwysers soos kort gelede om 8:00. Die Springbok skrimafrigter Daan Human sê Suid-Afrika is deeglik getoets deur 2 van die beste vaskopstutte in Franse rugby tydens Saterdag se wedstryd teen die Barbarians. Human verwag min of meer dieselfde aanslag van Italië wat die naweek in Pretoria in die eerste van 2 toetse teen die Bokke uitdraf. Daarna wag Georgië in Mbombela. Die Springbokke se beplanningsafdeling het oortyd gewerk vir hul wedstryd teen die Barbarians. Hulle moes inligting oor individuele spelers van reg oor die wêreld inwin. Hierdie week is minder gekompliseerd omdat Italië 'n kenmerkende spelstyl op internasionale vlak het. Kom ek sê vir julle, ek dink ons sien as die Bokke, ons sien geen game as 'n maklike game nie. So ons voorbereiding is 100% gefokus net op Italië. Ons kyk nie een dag verder nie. Anders kan 'n ou dalk net jouself trip. Maar nee, ek dink is een van daai wedstryde wat 'n ou moet vat. Ons werk aan onsself natuurlik elke dag in oefeninge en natuurlik in wedstryde. Ons fokus natuurlik op wat ons beter kan doen in al die departemente. Suid-Afrikaanse spanne speel reeds vir meer as 4 seisoene teen die 2 Italiaanse klubs. Benetton en Zebre is ingesluit in die Italië span en het voorspelers soos Jan-Hendrik Wessels goeie insig in die Italiaanse spelstyl gegee voor die naweek. Soos Coach Daan sê, is glo in harde werk. So ek dink daar's altyd iets wat mens kan leer, daar's altyd 'n manier wat mens kan beter word. En ja, ek dink maar net dit help mens om voor te berei vir die volgende keer wat mens weer 'n geleentheid kry om dit is vir die Bulle te speel of vir die Bokke te speel. En ek dink as mens kyk na Zebre se seisoen die jaar, ek dink is een van hulle beste seisoene, dat Munster weggewen, dat Edinburgh weggewen en selfs Benetton, ek dink as mens daar gaan speel, is dit nooit maklik nie. Ons het hulle nie hierdie seisoen nie, vorige seisoen in die kwartfinaal gespeel van die UFC en dis kompeterende spanne en dit is goeie spanne, so ek dink mens kan 'n goeie toets verwag in naweek. Die Bokke maak gereed vir 3 weke se goeie voorspeler gedrewe rugby teen Italië en Georgië. Dit is 'n geleentheid vir die Bokke om die laaste skaafwerk te doen voor hulle hul rugbykampioenskaptitel in Augustus verdedig. En dis waarmee ons moet volstaan vanaand. Tot môre aan, totsiens. Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag aanbetref, mooi weer kan verwag word in die grootste dele van die land met bewolkte toestande wat verwag kan word in die Wes-Kaap asook in die noordoostelike dele van die land. Lig tot matige wind kan ook verwag word langs die kus asook in die binneland. As ons kyk na môre, 'n koue front beweeg oor die westelike dele van die land met stormsterk wind wat ook verwag word langs die kus, langs die Weskus. Die toestand is ook gunstig vir die ontstaan van weggolfveelbrande en dit kom grootliks vir die verre noordelike dele van die Weskaap asook in die Noord-Kaap. Oggendmiskole kan ook verwag word in Limpopo en 'n streek tot in Mpumalanga. Andersins kan 'n fris wind verwag word in die binneland asook kuslangs. Ons minimum en maksimum temperature, 'n koel dag kan verwag word in Gauteng, Pretoria te minimum van 4 met 'n maks van 19. In Limpopo gedeeltelik bewolkte toestande, anders koel tot warm, Messina te minimum van 10 en 'n maks van 23. In Mpumalanga 'n sonnige dag kan verwag word, anders koel, Middelburg te minimum van 3 en 'n maks van 18. Carolina se maksimum is ook 18 grade. Dan beweeg ons kuslangs na KwaZulu-Natal. 'n Sonnige dag kan verwag word met temperature in die laat 20. Ulundi het 'n minimum van 8 en 'n maks van 23. Durban se maksimum daar is ook 23 grade. In die Oos-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande in die westelike dele van hierdie provinsie, ander dit sonnig in die grootste dele.
Klavernet het 'n minimum van 6 en 'n maks van 25. Gqeberha het 'n minimum van 13 met 'n maks van 25. Dan in die Wes-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande. Dit is ook koel in hierdie provinsie. Glen Willem met 'n minimum van 8 en 'n maks van 24. Kaapstad se minimum daar is 9 met 'n maksimum van 15. Dan in die Noord-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande. Anders is dit koel. Appington het 'n maks van 24 grade. Calvinia se minimum daar is 6 met 'n maks van 21. Dan laastens in die Vrystaat gedeeltelik bewolkte toestand in die westelike dele van hierdie provinsie. Anders is dit koel. Temperature in die onder 20 grade kan verwag word. Dit is ook koud oornag. Bloemfontein se minimum daar is -1 en het 'n maks van 19. Dit is ook koud in Wepener met 'n minimum van -2 en 'n maks van 17. Vicksburg se maksimum is ook 17 grade. Dan laastens in Noordwes gedeeltelik bewolkte toestande wat verwag kan word. Dit is ook koel in hierdie provinsie. Rustenburg het 'n maks van 20 grade. Otto sal het 'n minimum van 4 met 'n maks van 19. Swaziland se maksimum is 20 grade. Dis al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.